Welkom by hierdie 4de gedeelte. Waar ons nou tot nou toe gekyk het, wat het God gesê in die Ou Testament, wil ek baie graag vir jou vandag uit die evangelies en uit die boek Handelinge wys, hoe dit wat God beloof het, waar geword het. Mag die Here jou daarmee seën. As we open your word, oh Lord, as we look into your truth, as we turn through pages of your wisdom, come show yourself to us. We invite your Holy Spirit as our teacher and our friend. Speak life into these empty chambers with the richness of your love. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom come. Vader, baie dankie dat ons so rondom die woord by mekaar kan wees. Dankie dat ons oral in die woord kan lees, Here, van dit wat in u hart is, van hierdie nuwe era wat kom. Wanneer u gees op u mense wil laat kom, sodat u hulle kan gebruik as u getuies in hierdie wêreld. Here, dankie dat dit waar geword het. Dankie dat ons ook op hierdie aand net kan stilstaan rondom soveel teksgedeeltes in die skrif, waar ons net weer en weer en weer kan sien hoe hierdie woord waar geword het. Gees van God, kom en gebruik hierdie woord, om elkeen van ons opgewonde en enthousiasties te maak, oor dit wat in u hart is ook vir ons. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser en Here. Amen. Verlede keer, soos julle onthou, het ons met mekaar die profetiese gedeeltes gedeel, waar die Here die profetiese gedeeltes gebruik het om te sê, my volk, hier kom 'n nuwe era, hier kom 'n nuwe era, wanneer ek my gees gaan laat kom op al my mense. Vanaand wil ek so 'n bietjie met julle saam die gedeeltes doen waar dit waar geword het in die evangelies. Kom ons blaai daar na Lukas 1 toe. Lukas 1 vers 15. Dit gaan hier oor die geboorte van Johannes die Doper, wat die neef van Jesus was, wat aangekondig is. En dan lees ons in Lukas 1 vers 15. Want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Merkwaardige woord oor Johannes die Doper. Dan daarvoor, van sy geboorte af, as klein pa babietjie, gaan die Gees van God reeds in hierdie man wees. Daarom kan mens amper hierdie geweldige verwagting hê oor wat alles in sy lewe gaan gebeur. Dan lees ons verder. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad terug te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Ek wil Johannes die Doper, hierdie babietjie wat letterlik van sy geboorte af vervul gaan wees met die Gees. Hy gaan die een wees wat letterlik soos 'n vinger gaan wees, wat gaan sê, daar's die Messias, die beloofde gesalfde wat sou kom, wat die nuwe era gaan inlei. Hy gaan die een wees. Johannes die Doper gaan die een wees wat dit gaan aankondig. Kom ons blaai net so om. Lukas 1 vers 35. Hierdie keer is dit die engel wat besig is om met Maria, die jong tienerdogter, wat uiteindelik die moeder sou wees van Jesus hier op aarde, om met haar te praat, en dan sê die engel vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, sal op jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. En 'n paar
woorde word hierdie amper onsaglike, onverstaanbare waarheid aan Maria oorgedra. Jy's 'n tienerdogter, nog nooit met 'n man gemeenskap gehad nie, nog nie eers getroud nie. Maar God het jou gekies om die moeder te wees van die Messias wat gebore sou word. God se seun wat na hierdie wêreld toe gaan kom as 'n mens en jy gaan sy ma wees. En daarom om hierdie bonatuurlike wonder te laat gebeur, gaan die werking wees van God se Gees in jou lewe. Hy gaan die lewe in jou wek. En daarom sal die een wat gebore word uit jou heilig genoem word, die seun van God. Dit gaan nie 'n gewone geboorte die wees nie. Want die lewe wat hier gewek word, gaan letterlik deur God se Gees gewek word. En dan sê die engel vir haar, daar in die volgende vers, kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, dis nou haar tannie, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. En dan sê Maria, Here, hier is ek is tot u beskikking. En dan lees ons aangrypende gebeure hoe Maria dan hierdie jong tienerdogter, en mense kan nou dink wat het deur haar gemoed gegaan. Ek wil, sy is nie getroud nie. Hier sê God vir haar, jy gaan ma word. Daar's lewe in jou gewek deur die werking van die Heilige Gees. In 'n Joodse gemeenskap. Ek wil dis soos om jou doodvonnis onderteken te kry. En dink net aan die skindertonge wat sal begin skinder as sy begin wys dat sy swanger is. En daarom lees ons hoe Maria dan na 'n dorpie toe gaan waar Elisabeth was, haar tannie. Want sy engel het mos nou vir haar gesê, haar tannie is ook swanger alreeds, 6 maande swanger. En daarom dink Maria onmiddellik, maar dis iemand om mee te praat nie. En dan gaan sy na Elisabeth toe. En dan lees ons 'n interessante ding, daar in vers 41, Lukas 1. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, toe sy nou by haar aankom, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg, en onmiddellik is Elisabeth met die Heilige Gees vervul. Onmiddellik het God se Gees op Elisabeth gekom, toe Maria, wat nou ook al swanger was, by die deur inkom. En hierdie Johannes die Doper hier binne in Elisabeth spring, toe hy die Messias amper beleef hier naby hom. En dan in die oomblik as sy dan vervul is met die Heilige Gees, dan begin sy profeteer. Dan begin sy letterlik, kyk wat sê sy, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Ek wil die salwing van God se Gees gee vir Elisabeth bonatuurlike detail kennis oor iets wat sy niks voorheen van geweet het nie, dat Maria, soos wat sy daar by die deur ingekom het, swanger is, dat sy een van die dae 'n babatjie gaan hê. En dan sê sy in vers 43, waarom het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom, die moeder van my Here. Ek wil, Elisabeth het geweet, dat Maria nie net gewoon swanger is nie, maar dat sy bonatuurlik swanger is, want dat sy die ma gaan wees van die beloofde Messias wat gaan kom. Wie het dit in haar geopenbaar? As gevolg van die salwing van God se Gees, het God bonatuurlik net eenvoudig deur haar begin werk, en sien ons letterlik hierdie stroom detail kennis en hierdie profetiese woord wat uit Elisabeth se mond stroom onder die salwing van God se Gees. 'n prentjie van wat ons kan verwag, wat gaan gebeur wanneer dit gaan gebeur met ander mense. Kom ons blaai eens 'n bietjie verder, daar na Lukas 3 toe. Lukas 3. In Lukas 3 vers 16. En weer is dit, nou is dit hierdie Johannes die Doper wat intussen gebore is, hy is so plus minus 30 jaar oud, hy is so 6 maande ouer as Jesus. Nou kry ons hom in die Jordaanrivier besig om te profeteer, en besig om te praat, soos 'n tipiese ou testamentiese profeet, né? Waar hy vir die mense sê, bekeer julle, want God se koninkryk is naby, die Messias is op pad. En dan sê hy hierdie aangrypende woorde hier in Lukas 3 vers 16. Ek doop julle met water, sê Johannes die Doper, maar my meerdere kom, en ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. En dan kyk wat staan in vers 17, en hy, dis nou die een wat kom,
sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy gaan die Messias wees, die gesalfde, hy gaan die inleier wees van die nuwe era, en behalwe dat hy Here en Verlosser gaan wees, gaan sy naam Doper met die Gees wees. Doper met die Gees. Ja, en hierdie selfde vers staan natuurlik op 'n paar ander plekke. Dit staan in Matteus 3 vers 11, ons lees dit in Markus 1 vers 8, Handelinge 1 vers 4 en 5 lees ons presies dieselfde woord. Jesus gaan nie net Here en Verlosser wees nie, maar hy gaan ook die Doper met die Gees wees. Die Doper met die Gees. Ja, soos wat hy die inleier is van hierdie nuwe era, gaan hy die een wees, wat die Gees van God, Gees van die Vader en van die Seun by die Vader gaan kry, en wat hierdie Gees gaan laat neerkom op al die Godse mense. Hy gaan die een wees wat letterlik die kruik gaan vat, en al Godse mense gaan salf, soos wat Samuel gedoen het daar met Saul, in 1 Samuel 11, toe ons dit gedoen het. Lukas 3 vanaf vers 21. Intussen het hy Jesus uitgewys as die Messias, en dan terwyl al die mense hulle laat doop het, sê Jesus, maar hy moet ook gedoop word, en dan gaan staan hy in die water, en dan doop Johannes die doper om, en terwyl hy so in die water staan en bid, staan daar, het die hemele oopgegaan, en het die Heilige Gees in 'n sigbare gestalte, soos 'n duif op hom neergedaal. Daai prentjie van toe Samuel vir Saul letterlik met hierdie kruikolie salf. Ek wil, hier kom die Vader letterlik, en hy kom salf sy seun, nie met olie nie, maar die sigbare simbool is nie olie hierdie keer nie, maar 'n duif, wat letterlik op sy seun kom sit, 30 jaar oud, want Jesus was 30 jaar oud, en hierdie duif kom sit op Jesus, as 'n sigbare teken of simbool van Jesus se bonatuurlike salwing. Want vir die volgende 3 jaar gaan hy in die openbaar begin optree, begin sy openbare bediening, en gaan God hom gebruik om bonatuurlike dinge te doen, dat die mense kan weet wie hy is, dat hy werklik die Messias is wat sou kom. En dan staan hierdie stem uit die hemel wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Wat aan die begin is van Jesus se bediening, van sy bonatuurlike bediening, omdat die salwing van God se Gees op hom was. Kom ons blaai so 'n bietjie aan daar na Lukas 9 toe. In Lukas 9, vir plus minus 3 jaar, beweeg Jesus rond met so om en by 12 manne, en hulle sien alles wat hy doen, en hulle hoor wat hy sê, en hulle sien hierdie buitengewone bonatuurlike dinge, wat letterlik soos 'n stroom lewende water uit hom vloei. Mense word gesond, mense wat blind was sien, mense wat lam was loop, blinde, selfs mense wat dood was lewe. Ouens wat demonies besete was, word vry. Hulle hoor hierdie woord van autoriteit en gesag wat uit sy mond uitvloei. Vir plus minus 3 jaar. Beleef hulle dit saam met Jesus. En dan so teen die einde van die 3de jaar, dan is dit die gebeure wat hier plaasvind in Lukas 9. Waar ons dan lees in Lukas 9 vanaf vers 1. Jesus het die 12 uit mekaar geroep, en dan staan daar, en aan hulle mag en gesag gegee, om alle duiwels uit te dryf, en siekes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en die siekes gesond te maak. Daar staan, hy het aan hulle mag en gesag gegee, om duiwels uit te dryf en siekes gesond te maak. Nou die twee begrippe mag en gesag, is twee baie belangrike begrippe, wanneer ons dink aan die bonatuurlike salwing van God se Gees in mense se lewens. Dis amper asof Jesus sy disippels hier 'n proefloopie gee, vir hulle so 'n appetite gee, waar hy hulle amper inlei in wat hulle te wagte gaan gewees as hierdie nuwe era aanbreek. Wanneer God sy Gees gaan laat neerkom op al sy mense. Dus hy gee vir hulle so proekie van wat dit gaan beteken. En daarom kom Jesus en net vir 'n tyd, vir 'n kort tydjie, rus hy hulle bonatuurlik toe met sy Gees, met gesag en mag, sodat hulle kan beleef hoe daar letterlik 'n stroom bonatuurlike krag deur hulle vloei. En die twee belangrike woorde is dat hy vir hulle mag en gesag gegee het.
As ek dink aan mag en gesag, dan dink ek altyd in terme van, soos in die weermag. Dink aan byvoorbeeld 'n generaal in die weermag. 'n Generaal in die weermag het mag en gesag. Gesag sien jy gewoonlik op sy skouers, aan die rang wat hy dra. Dis 'n bepaalde autoriteit wat aan hom gegee is, en omdat hy 'n generaal is, moet alles wat onder 'n generaal is, kolonel, brigadier, al die ander offisiere, al die sergeante en korporaals en ander soldate, almal wat onder generaal, onder hierdie rang is, wat op sy skouers is, moet voor hom buig, moet letterlik hom salueer, moet luister na sy bevele. Dis wat die woord gesag impliseer. Dis 'n bepaalde autoriteit, 'n bonatuurlike autoriteit wat aan jou toegeken word. En omdat jy hierdie autoriteit het, moet dit waaroor jy autoriteit het, letterlik voor jou buig en voor jou beweeg en op jou bevele ag gee. Dis gesag. Mag is, ons vat weer hierdie generaal, maar ons sit nou in hierdie generaal se hande een of ander wapen. Ons sit byvoorbeeld in sy hand 'n R4 masjiengeweer, of ons sit in sy hand 'n pistool, of ons sit hom in een van ons G6 kanonne. Afhangende van watter wapen in sy hande gegee word, of dit nou 'n R4 masjiengeweer is, en of dit 'n G6 kanon is, dit bepaal die krag wat daar weer omvloei. Die krag wat hy tot sy beskikking het. As hy 'n R4 masjiengeweer het, is dit sy krag. As hy 'n G6 kanon het, dan is dit sy krag. En in 'n sin kan 'n mens sê, as 'n mens nou dink aan mag en gesag in die nuwe era wat kom, dan gaan God vir sy kinders 'n bonatuurlike autoriteit gee in die naam van Jesus, die gesalfde, die Messias. Gaan hy vir hulle sê, van nou af het julle die reg om letterlik onder die rang van Jesus, met die rang van Jesus op te tree in hierdie wêreld. En hierdie rang van Jesus, gee vir julle autoriteit oor alle demoniese magte, oor siekte, sê hy vir sy disippels. En daarom, as julle met hierdie autoriteit, met hierdie gesag, begin optree, as ek natuurlik die opdrag te gee, as ek vir jou sê, jy het die autoriteit, ek gee nou vir jou die opdrag, om met hierdie autoriteit vir daai siekte te sê wyk, vir daai demoons te sê wyk. Uit jou eie het jy nie daai autoriteit in my gesag nie, maar as ek vir jou die opdrag gegee het, dan het jy die reg om onder hierdie rang van Jesus, onder hierdie gesag van Jesus op te tree. Ek gee vir jou 'n bepaalde gawe van genesing, gawe van profesie, gawe van 'n woord van kennis. Dis in 'n sin die mag die krag wat nou deur jou gaan vloei. Afhangende van wat die aard van daai gawe is, gaan ons bepaalde resultate sien. As dit die gawe van genesing is, gaan ons genesing sien. As dit profesie is, gaan mense beleef hoe hulle vertroos word en versterk word en bemoedig word deur 'n woord uit die mond van die lewende God. As dit detailkennis is, gaan mense daardeur bedien word. Alles hang dus af van wat God dan deur ons wil laat vloei. Hier sien ons hoe Jesus dan letterlik vir sy 12 disipels 'n proefloopie gee van hoe dit gaan werk. En dan stuur hy hulle uit en dan sê hy vir hulle, gaan doen wat ek vir julle sê dan. En hulle begin dan die mense te bedien, en mense wat siek was word gesond, en hulle sien letterlik mense wat demonies besete was vry word. Aangrypend. Ons lees dieselfde gebeur daar byvoorbeeld in Matteus 10, hoe hulle dan terugkom en dan sê, in Matteus 10, eers was het 12 gewees wat Jesus uitgestuur het, en by 'n latere geleentheid het Jesus 72 uitgestuur, op dieselfde manier, weer ook vir hulle gesag en autoriteit gegee, waar hulle dan gaan begin optree het, en dan kom hulle terug en dan vertel hulle van die merkwaardige dinge wat met hulle gebeur het, en hoe hulle beleef het, hoe hierdie bonatuurlike stroom krag deur hulle vloei, en hoe die vyand moes pad gee voor hulle. Kom ons blaai daar na Lukas 11 toe. Lukas 11. 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil amper my verstout om te sê,
As 'n mens mooi kyk wat hier so staan, dan staan 'n mens eintlik verstom oor wat presies hier staan, en dat 'n mens dit nooit raak gesien het nie. Lukas 11, daarvan na vers 9, waar Jesus sê, die bekende woorde, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van 'n vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? En kyk net wat staan in vers 13. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Wat bedoel Jesus? Waarna verwys Jesus as hy sê, die Vader wil die beste vir sy kinders gee, en die beste wat hy vir sy kinders gee, is sy Gees. En hy sal sy Gees gee vir die wat vra. Wat bedoel Jesus? Bedoel Jesus dat ons vir hom moet vra, Vader, gee vir ons u Gees om in ons te woon? Is dit wat Jesus bedoel? As ek die res van die Bybel deurkyk, na gedeeltes soos Romeine 8 vers 9, 1 Korintiërs 12 vers 3, 1 Korintiërs 6 vers 18, dan lyk dit vir my, ons as Christene hoef nie vir die Vader te vra, dat sy Gees in ons kom woon, in ons lywe kom woon nie. Dit lyk vir my, die Bybel sê vir ons, as ons Jesus bely as verlosser en Here, as ons werklik om aanvaar het in die geloof, as ons verlosser en Here, ons glo met ons hart dat hy gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het, dat hy werklik die verlosser is, en ons het dit met ons mond bely, omdat ons dit glo. Dan sê die skrif vir ons, die Bybel sê vir ons, God sê vir ons, woon sy Gees reeds in ons lywe. Daarom sê Romeine 8 vers 9, niemand kan, as iemand Christus het, dan woon sy Gees in ons. As sy Gees nie in ons woon nie, het ons nie Christus nie, behoort ons nie in Christus nie. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, daar's net een manier hoe ons Jesus werklik verlosser en Here kan noem, is omdat sy Gees in ons is. Met ander woorde, deel van die pakket van Christen wees, is dat die Gees van God reeds inwoon in elke Christen. Met ander woorde, dit kan nie wees wat Jesus so bedoel het, hier in Lukas 11 nie. My mening, en ek dink ek is reg, as Jesus hier sê, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra, is daar net een ding wat ons kan vra oor die Heilige Gees, en dit is dat ons die Vader kan vra, Vader, ons het gehoor wat u gesê het, wat in u hart is vir die nuwe era, naamlik dat u Gees wil gee, om op elkeen van u mense te wees. Dit lyk vir my, dit is wat ons vir die Vader kan vra. Ons kan vir die Vader vra, Vader, u Gees woon reeds in ons, maar laat u Gees nou op ons kom. Rus ons bonatuurlik toe met u gawes, sodat ons letterlik met u krag en u gesag mense in hierdie wêreld kan bedien soos wat u wil hê ons moet hulle bedien. Gebruik ons, maar rus ons daarvoor bonatuurlik toe met u Gees. Dit lyk vir my, dis al wat ons wat dit kan beteken. En wat vir my aangryp is dat Jesus sê, die manier hoe dit gebeur in julle lewens, is dat julle dit kan vra. Julle kan dit vra. As jy dit nog nooit gehad het nie, kan jy dit vra. Jesus sê so. Kom ons blaai 'n bietjie verder. Lukas 24. Ek is besig om vir jou te wys, hoe hierdie nuwe era wat in die profetiese gedeeltes geprofeteer is, aangebreek het. In Lukas 24, daar vanaf vers 46, is Jesus besig om vir sy disippels 'n laaste paar opdragte te gee, net voor sy hemelvaart. En dan staan daar in vers 46, hoe hy vir hulle sê, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. En dan vers 48, julle is die getuies van hierdie dinge. En dan veral vers 49, ek sal die gawe wat my Vader beloof het. Wat 'n gawe praat hy van? Dit waarvan hy beloof het, daar in Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, naamlik die Heilige Gees wat kom, die trooster,
Die een wat by ons gaan staan, wat ons helper gaan wees, wat in ons gaan kom woon. Ek sal die Vader vra om die gawe wat hy beloof het vir julle te stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Dis interessant, die Engels vertaal, miskien meer letterlik wat daar in die Grieks staan. I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Weer daai prentjie van, God wil vir julle nuwe klere aantrek, wat ons hoeveel keer in die Ou Testament gekry het. God gaan vir julle bonatuurlike klere aantrek, wanneer sy gees op julle kom, en hy julle bonatuurlik toerus deur sy gees. Dis amper asof hy vir julle klere gaan aantrek met krag. Klere van krag, as 'n mens dit dan nou beter wil sê, né? En daarom gaan ons dan ook beleef hoe hierdie krag dan deur julle vloei. Sê Jesus, wag daarvoor, dit kom. Hierdie selfde woord het Jesus natuurlik daar in Handelinge 1 vers 8 gesê, toe hy gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Maar ek wil vir julle ietsie anders wys. Kom ons blaai daar na Johannes 3 toe. Ons is besig om te praat oor die werking van die Heilige Gees en die teksverse in die Bybel wat direk verwys het na die Heilige Gees en sy werk. In Johannes 3 kry ons hierdie baie interessante gesprek van Jesus met Nikodemus, 'n teoloog van sy dag, né? Waar hierdie ou dan een aand laat vir Jesus kom kuier. En dan vra hy vir Jesus, waar hy vir hom sê, Rabbi, ons weet u is 'n leermeester van God af, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u gedoen het nie, as God nie by hom is nie. En dan sê Jesus vir hom daar in Johannes 3 vers 3, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan vra Nikodemus, maar hoe gebeur dit? Hoe kan 'n groot man soos ek weer gebore word? En dan verduidelik Jesus dit aan hom, dan sê hy vir hom, God se gees gaan dit in mense se lewens doen. God se gees gaan letterlik, soos wat jy gebore is toe jy 'n klein babietjie was uit die moederskoot uit. En die water van die moederskoot, die water gebreek het voor hy jou geboorte. So gaan God se gees kom, en God se gees gaan letterlik weer 'n geboorte in jou lewe bewerk, want hy gaan letterlik jou weer laat geboor word, maar hierdie keer gaan dit 'n geestelike geboorte wees. En omdat dit 'n geestelike geboorte is, en dit gaan plaasvind waar niemand dit kan sien nie. Mense gaan ook nie presies weet wanneer dit gebeur het nie. Hulle gaan net weet dat dit gebeur het. Want my gees gaan dit doen, dit gaan my gees wees wat dit gaan doen, sê Jesus. En dan is dit aangrypend hoe Jesus dan vir want Nikodemus is natuurlik soos 'n tipiese teoloog nog 'n klomp vra, né, oor hoe gaan dit gebeur, hoe werk dit? En dan gebruik Jesus 'n interessante prentjie om vir Nikodemus te help om te verstaan hoe dit gaan gebeur. Hoe weet 'n mens wanneer iemand weergebore is? Wanneer die Gees van God iemand weergebore het? En dan het Jesus die prentjie daar in Johannes 3 vanaf vers 14, waar hy dan sê, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die prentjie wat Jesus vir Nikodemus teken, is hy sê, die manier hoe ek en jy gaan weet dat God deur sy gees iemand wederbaar het, gaan dieselfde tipe prentjie wees as wat ons gesien het daar in Moses se tyd. Julle ken ons almal die geskiedenis, né? Die volk het in opstand gekom teen God, en toe stuur God 'n klomp slange onder die volk in. En toe begin hierdie slange die volk oral pik. En daarom sien ons oral dit was in die woestyn gewees, oral oor die vlakte lê mense besig om dood te gaan aan slanggif, want die slange het hulle gepik. En dan roep hulle letterlik na Moses toe, en dan sê hulle, Moses, bid God dat hy ons genadig moet wees. Ons is besig om te sterf. En dan begin Moses na God roep, en dan sê hy, Here, wees tog die volk genadig. En dan sê God vir hom, goed, ek sal die volk genadig wees. Vat 'n paal, en vat brons, en dan maak jy 'n slang van brons. En dan vat jy hierdie paal, en dan sit jy hierdie slang van brons aan hierdie paal.
En dan steek jy die paal in die grond met hierdie slang dan op hierdie paal. En almal wat dan lê op die grond, en meestal om dood te gaan as aan die slanggif, wat dan opkyk na die slang wat aan die paal hang. Deur net op te kyk na die slang wat aan die paal hang, dit gaan vir hulle laat genees. Dit gaan hulle lewens red. Met ander woorde, God het letterlik in Moses se tyd vir die volk gesê, dit gaan die manier wees waarop julle gaan lewe, die pad van genesing. En as jy glo en opkyk na dit wat hang aan die paal, gaan jy lewe. Dieselfde sê Jesus vir Nikodemus. Weer het God iemand gestuur om te hang aan 'n paal, Jesus, uiteindelik die verlosser. En elkeen wat opkyk na hom wat hang aan die paal, dat hy letterlik die verlosser is, en wat van hom verlossing verwag, genesing verwag. As julle mense sien opkyk na die een wat hang aan die paal in geloof, dan kan julle weet, die enigste manier hoe hulle kon opkyk in geloof na die een wat hang aan die paal, as die verlosser, as hulle persoonlike verlosser, is omdat God se gees in hulle lewens hulle wederbaar het. Dit sal vir julle die teken wees. Dit sal vir julle die versekering wees, dat in hierdie mense se lewens het wedergeboorte plaasgevind. Is dit nie 'n aangrypende prentjie nie? Nee? En daarom sê Jesus daai bekende woorde wat ons in vers 16 al soveel keer vir mekaar herhaal het, waar hy gesê het, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het om te hang aan die paal natuurlik, né? Sodat elkeen wat in hom glo, met ander woorde wat opkyk na hom, wat hang aan die paal as die verlosser, nie verlore sal gaan nie sal sterf nie, maar die ewige lewe sal hê. Want God se gees het hulle wederbaar. Julle kan weet, God se gees het hulle wederbaar. En met ander, hier praat Jesus oor hierdie merkwaardige, onsigbare werking van God se gees in mense se lewens, wat Jesus dan wedergeboorte noem. Wat die werk is van God se gees, daar waar ons nie kan sien nie. As ek hieraan dink, dit wat Jesus hier sê, as hierdie wedergeboorte, wederbarende werk van die gees van God in ons lewe, dan dink ek altyd aan 'n ysberg. As 'n mens kyk na 'n ysberg, dan steek net 'n klein deeltjie van die ysberg bo in die water uit. Ons sien altyd net die punt wat uit die water uitsteek, maar die grootste deel van die ysberg is eintlik onder die water, daar waar ons nie kan sien nie. En so sê Jesus, net so gaan dit in mense se lewens wees. Julle gaan eintlik net 'n klein deeltjie sien van God se werking in mense se lewens. Wat gaan julle sien? Julle gaan sien hoe mense opkyk in die geloof en Jesus aanvaar dit as verlosser en Here. Want julle gaan hoor hoe hulle Jesus bely as hulle verlosser. Julle gaan aan die een kant hoor hoe hulle van hulle sondes bewus word, en dan in die lig van die evangelie wat aan hulle verkondig word, gaan hulle sê, nou glo ons, Jesus het ook gekom om vir ons sondes te sterf aan die kruis. En dan gaan hierdie mense hulle lewe oorgee aan God en sê, Here Jesus, kom woon in ons lewens, kom maak ons u kinders. Dis al wat julle van die ysberg gaan sien, van die werking van God in mense se lewens. Daai deel wat uit die water uitsteek, wat sigbaar is, wat julle kan hoor. Maar die deel wat julle nie kan sien nie, is die werking van my gees. Is hierdie werking waarvan ek hier praat, die wederbarende werk van God se gees in mense se lewens. Maar dit kan julle nie sien nie. Maar as julle die punt uit die water uit sien steek, as julle die sigbare tekens sien en hoor, mense wat tot bekering kom, mense wat Jesus bely as verlosser en Here, kan julle weet, God se gees het reeds sy werk gedoen in hulle lewens. Merkwaardig wat Jesus hier vir ons teken. Kom ons blaai daar na Handelinge 1 vers 5 toe. Handelinge 1 vers 5. Ek wil graag hierdie gedeelte begin afsluit. In Handelinge 1 vers 5 lees ons hoe Jesus net voor sy hemelvaart vir sy disippels sê, einde van vers 4, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Nou, Jesus is die doper met die Gees. En dan staan daar in vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Wat ek wil hê wat julle hier moet raak sien. In vers 5 word hierdie gebeure, hierdie nuwe era wat gaan kom,
Die werking van God se Gees, wanneer God se Gees op mense kom. In vers 5 word dit beskryf as mense word met die Gees van God gedoop. In vers 8 beskryf Jesus dit as julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. 2 uitdrukkings. Krag ontvang wanneer die Gees van God op julle kom. Die vorige gedeelte met die Heilige Gees gedoop word. Al 3 daai uitdrukkings beteken presies dieselfde. Maar daar is nog 'n paar ander uitdrukkings wat oral in die boek Handelinge gebruik word wat presies dieselfde beteken. Kom ek noem dit gou vir julle. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 2 vers 4. Julle gaan vervul word met die Heilige Gees. Gevul word met die Heilige Gees. In hoofstuk 8 vers 17 staan daar, julle gaan die Heilige Gees ontvang. In Handelinge 10 vers 44 staan daar, en die Heilige Gees het op mense geval. In Handelinge 10 vers 45 staan daar, en die Heilige Gees is uitgestort op mense. In Handelinge 19 vers 6 staan daar, en die Heilige Gees het oor mense gekom. Alles uitdrukkinge wat presies dieselfde gebeure beskryf, van waar God deur sy Gees sy mense bonatuurlik toerus met sy Gees en gawes, sodat hy deur hulle bonatuurlike dinge kan doen. Met ander woorde, dis letterlik wisselterme, wat oral in die boek Handelinge voorkom, verskillende woorde, verskillende terme, verskillende prentjies, wat alles presies dieselfde gebeure beskryf. En dan lees ons in Handelinge 2, hoe dit gebeur, in Handelinge 2 vers 4, waar daar staan en almal is met die Heilige Gees vervul. Sien, daar is weer een van die uitdrukkings. Almal is met die Heilige Gees vervul. Die nuwe era het gebeur, het aangebreek. Jesus het gekom en sy mense toegerus met sy Gees. En hulle het met allerhande tale begin praat, soos wat die Heilige Gees aan hulle gegee het, om dit onder sy leiding te doen. En wat belangrik hier is om raak te sien is, dit was bekende tale. Dit was bekende tale. Dit was nie hemelse tale, soos wat ons praat van mense praat in tale nie. Hierdie was bekende tale, maar hulle het dit nie op skool geleer nie. Dit was tale van bekende volke wat juis op daai stadium in Jerusalem was, wat vir die Pinksterfees daar was. Nee? Want die Jode het mos uit alle windstreke gekom vir die groot feeste en veral vir die Pinksterfees om in Jerusalem te wees wanneer dit gebeur. En daarom was al hierdie verbondsmense in Jerusalem toe dit plaasgevind het, maar uit baie landstreke en hulle het ook vir verskillende tale gepraat. En skielik kon hierdie 120 mense hierdie mense se tale praat. En hoor hulle vir hulle vertel van Jesus. Hoekom het dit gebeur? Want God se Gees het hulle bonatuurlik toegerus en een van die gawes was dat hulle hierdie taal gehad het om met mense te kon praat. Is interessant, in my eie lewe het ek met 'n moderne weergawe hiervan in aanraking gekom. Ek het in Parys in die Vrystaat te make gekry met hierdie Duitser. Hy was 'n Duitse vlieënier in die Tweede Wêreldoorlog. En hy vertel hoe hy hier aan die einde van die Duitse oorlog in Nederland was vir 'n groot evangelisasieveldtog. En hy was in hierdie tent, hy het heel agter gestaan in sy Duitse uniform. En tot sy verbasing was daar 2 manne daarvoor wat hom roep. Hy moet na vore kom. En toe hy voor by hulle kom, toe sê die een man vir hom, die Here, ek weet jy's 'n vlieënier in die Duitse lugmag, jou uniform sê dit. Maar die Here sê, hy het jou vandag geroep om na 'n vreemde land toe te gaan, na 'n volk wat jy nie ken nie. En jy gaan hulle bedien met 'n taal wat jy nooit op skool geleer het nie. En dit gaan die teken wees dat God jou geroep het na hierdie vreemde volk toe. Hierdie volk woon in Suid-Afrika. Die volk se naam is Afrikaners, want hulle praat Afrikaans. Hulle taal is Afrikaans. En as teken vir jou om te weet dat jy na hulle geroep is, gaan God nou vir jou hierdie taal in een oomblik gee. En in een oomblik se tyd kon hierdie Duitse vlieënier Afrikaans praat. En dit was letterlik koerantopskrifte toe hierdie Duitse vlieënier wat nog nooit in Suid-Afrika was nie, in Kaapstad op 'n boot aangekom het. En hy's letterlik uitgenooi na die Volksraad toe om met die eerste minister daar afspraak te hê, want die eerste minister het gehoor van hierdie Duitser wat nog nooit in Suid-Afrika was nie, wat nog nooit ergens in 'n skool was wat Afrikaans geleer het nie, wat vlot Afrikaans kon praat.
En toe ek hom ontmoet het, toe was hy al 45 jaar in Suid-Afrika, net besig om Afrikaans sprekende mense met die evangelie te bedien. Met hierdie taal wat hy nooit geleer het op skool nie. 'n Taal as gevolg van die bonatuurlike toerusting van God se Gees. En dis wat hier gebeur het in Handelinge 2. Die nuwe era het gekom. Kom ons lees net so 'n bietjie verder. Daar in Handelinge 2, vers 32 en 33, staan daar, Petrus is besig om vir die skare wat nou gestroom het, daar na hierdie plek toe waar dit gebeur het, sê hy vir hulle, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. En kyk net wat staan in vers 33. Hy, dit is Jesus, is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Ek wil, Jesus is Here en Verlosser, maar hy is ook die doper met die Gees. Hy gaan die een wees wat die Gees van die Vader en die Seun van die Vader gaan kry, en hy gaan dit uitstort op al God se mense. Dis sy werk. Maar daarvoor moes hy hierdie pad loop, hy moes in gehoorsaamheid na hierdie wêreld toe kom, sy lewe gee aan 'n kruis, opstaan uit die dood uit, opvaar na die hemel, en toe eers ontvang hy hierdie gawe, die reg om die doper te wees met die Gees. En toe hy dit ontvang van die Vader, toe gebeur die nuwe era. Dit waarvan die profete geprofeteer het, toe kan plaasvind wat God geprofeteer het, dat God gaan begin om sy mense bonatuurlik toe te rus met sy Gees, sodat hy hulle kan gebruik as sy getuies. Die laaste verse wat ek vanaand met jou wil deel is, daai bekende verse daar in Handelinge 2 vanaf vers 37. Toe hierdie mense wat nou gestroom het na hierdie plek, Petrus se preek hoor, dit wat hy sê oor Jesus, dat hierdie Jesus wat hulle gekruisig het, die Messias was, wat sy lewe kom gee het, en dat hy opgestaan het en dat hy lewe, dat hy die doper is met die Gees. Dan staan daar, hoe hulle dan vir Petrus vra, wat moet ons doen, broers, bedoelende, maar hoe moet ons gered word, want hulle het letterlik begryp dat hulle verlore is. Maar dit is belangrik om te verstaan, wie het na Petrus geluister? Dit was verbondsmense wat na Petrus geluister het. Dit was Jode, wat deel geword het van die Joodse volk, oor die jare, wat besny was, wat juis in Jerusalem was, vir die feeste. Dit was hulle wat deel was van die skare wat na Petrus geluister. Verbondsmense het gehoor wat Petrus verkondig het, onder die salwing van God se Gees. En hulle het onder die geklank van hierdie woord skielik tot 'n sondebesef gekom. Verbondsmense het tot 'n sondebesef gekom, en besef, hulle is totaal verlore. Verbondsmense, wat nog nie 'n persoonlike ontmoeting met Jesus as Here en Verlosser gehad het nie, is totaal verlore. En dit het hierdie mense besef. Ons is totaal verlore. En daarom vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen om gered te word, Petrus? En dan sê Petrus vir hulle, bekeer julle. Bekeer julle, wat twee dinge beteken, né? Julle het julleself gesien soos wat God julle sien. Naamlik, as julle nie Jesus ken as Here Verlosser nie, totaal verlore. Voordat 'n mens nie tot 'n ware sondebesef gekom het in jou lewe nie, het jy geen behoefte aan 'n Verlosser nie. En dis die eerste deel van bekering, om tot 'n sondebesef te kom in die lig van die evangelie, van waarom Jesus gekom het. En as jy dan tot 'n sondebesef gekom het, dan het jy behoefte aan 'n Verlosser. Dan verstaan jy hoekom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. En dan is die boodskap van die evangelie werklik vir jou goeie nuus. En daarom, dan kom die boodskap van die evangelie na jou toe, en dan sê dit vir jou, besef dat hierdie Jesus het gesterf, sy lewe gegee sodat jy kan lewe. Ja, jy is totaal verlore, maar hy het juist gekom om die straf wat jy eintlik behoort te dra, het hy vir jou gedra. Aanvaar dit wat hy kom doen het vir jou in geloof. Dat hy gekom het om jou vry te maak, dat hy gekom het sodat God jou kan vergewe, al jou sondes. Aanvaar hom in geloof, dis die tweede kant van bekeer julle. En as julle dan tot bekering gekom het, Jesus aanvaar het as Verlosser en Here, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Ek wil die Gees van God wat in julle woon, maar God se hart is ook dat die Gees van God op julle sal wees. Wat God beloof het, naamlik die Heilige Gees as gawe, nie net in julle nie, maar ook op julle, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep.
Met ander woorde, hierdie belofte wat God gemaak het van sy gees, wat in ons wil kom woon, maar veral hierdie belofte wat julle nou gesien waar word het, hier met hierdie 120 mense, wat gesalf is deur Jesus, as die doper met die gees, hierdie belofte is vir elkeen van julle wat gered word, wat gedoop is, hierdie belofte is vir elkeen van julle. God se hart is om elkeen van julle bonatuurlik toe te rus met sy gees. Dis vir julle. Dis vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. En is dit nou nie merkwaardig nie? Hier sit ons in ons lewe so amper 2000 jaar na hierdie gebeure. En dit is amper asof ons kan hoor hoe Petrus ook vir ons sê, hierdie belofte is ook vir julle. God se hart is om elkeen van julle bonatuurlik toe te rus met sy gees. Dis ook vir julle. En die pad is dieselfde. Bekeer julle, in die lig van die evangelie. Ek wil hoor weer wat God sê. As jy nêrens in jou lewe nog 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het as Here en Verlosser nie, dan hoor jy, dan sien jy letterlik hoe God voor jou staan en jy hoor weer hoe hy vir jou sê, ek het jou so lief gehad dat ek nie wou gehad het dat jy moet verlore gaan nie. Ek wil jou nie straf nie. Daarom het ek my seun na hierdie wêreld toe gestuur vir jou sondes, om in jou plek vir jou sondes die volle straf te dra sodat jy kan lewe. En hy het dit klaar gedoen. 2000 jaar gelede het hy sy lewe gegee aan die kruis. En dit was vir jou, sodat jy kan lewe. Wil jy hom nie aanvaar as jou verlosser en Here nie? Nee, hoe doen 'n mens dit? Eenvoudig, jy aanvaar, jy glo dit met jou hart en dan begin jy dit sê met jou mond. Die maklikste manier om dit te sê is met 'n gebed. Here, dankie vir dit wat ek uit die woord hoor. Ek weet ek is totaal verlore sonder Jesus. Maar dankie dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om ook vir my te sterf aan die kruis. Ek aanvaar hom nou as my verlosser en Here. Here Jesus, kom woon in my lewe deur u Gees. Kom maak my u kind. Ek wil lewe soos wat u wil hê ek moet lewe in hierdie wêreld. En dan sê Petrus, en hy sê vir hierdie mense, ek wil, laat elkeen van julle gedoop word, want dit was hoe dit gewerk het in die vroegrelike gemeente, as mense tot bekering gekom het, en hulle het Jesus aanvaar as verlosser en Here, en hulle het met hulle mond Jesus bely as verlosser en Here, en die ander gelowiges het dit gehoor, dan het die ander gelowiges na hulle toe gekom en vir hulle gesê, kom ons gaan doop julle, dan kan julle in 'n prentjie sien, wat gebeur het in julle lewe daar waar ons nie kan sien nie, die prentjie van die ysberg. Besef jy, dat jy dood was, voordat jy Jesus aangeneem het as Here en Verlosser, en daarom moet ons jou letterlik begrawe onder die water, want die ou jy was dood, maar God het gekom deur sy Gees, en nuwe lewe in jou geskep, en daarom kan ons jou nie los onder die water nie, want God het jou nuwe lewe gegee, en haal ons jou uit die water uit, as teken van hierdie onsigbare werking, wat God in jou lewe gedoen het. Jy was eers dood en nou lewe jy. En dan staan daar, en dit is teken daarvan dat God julle vergewe het, al julle sondes. Maar dis nie al nie. Julle sal ook die Heilige Gees as gawe ontvang. God se Gees woon in jou. As jy Jesus aanvaar as verlosser en Here, woon God se Gees in jou. Maar hierdie belofte wat hier waar geword het op Pinksterdag, naamlik dat God sy Gees wil gee om op ons te kom, om ons bonatuurlik toe te rus, is ook vir jou. En daarom het die vroeë Christene vir hierdie jong bekeerlinge wat so pas gedoop is, wat pas tot bekering gekom het, gedoop is, daai selfde dag, wat dit het gewoonlik op dieselfde dag plaasgevind, het hulle die jong bekeerlinge gevat, pas gedoop, nou as hy uit die water uitkom, het hulle vir hulle hande opgelê, en dan het hulle gebid, Here Jesus, dankie dat u die Here en Verlosser is, maar ook die doper is met die Gees. Kom en kom rus nou hierdie mense, hierdie nuwe jong bekeerling toe, met die bonatuurlike krag van u Gees, sodat hy of sy u getuie kan wees in hierdie wêreld. Dit het alles op dieselfde dag gebeur, in jong Christene se lewens in die vroeg-Christelike kerk. En wat Petrus hier sê, dis ook vir ons. Dis ook vir ons. Hierdie belofte is ook vir ons. As jy nog nooit in jou lewe beleef het, dat God se Gees letterlik in jou lewe kom, jy weet God se Gees woon in jou, maar dat God kom en jou bonatuurlik toerus met sy Gees nie, dis ook vir jou, sê Petrus, dis ook vir jou. Weet dit, hoor dit en glo dit. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor in gebed. Vader, ons wil nou net kom in ons gebed in.
En ons wil maar net kom antwoord op dit wat U in soveel gedeeltes met ons gedeel het vanaand. Ons wil kom, Here, in geloof sê, soos wat ons glo dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, om vir ons sondes te sterf, sodat ons kan lewe as ons in hom glo. So wil ons ook vanaand net hierdie belofte vasgryp, van U Gees wat nie net in ons wil woon nie, maar ook op ons wil wees. Ja, dat dit in U hart is om ons bonatuurlik toe te rus en te salf met U gawes, sodat U ons kan gebruik in hierdie wêreld as U getuies. Kom en maak dit vas in elkeen van ons lewens. Kom, maak ons oë, ons geestelike oë oop en maak ons verstand oop dat ons dit kan verstaan en dat ons dit kan glo. Ons wil dit glo vir ons lewe, Here. Vir elkeen van ons. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom